ja, nou weet hulle wat ons weet. So gaan het maar. En dis nou vir jou nogal 'n taamlike nekery gewees vanoggend. Ek dink baie keer in die lewe dan gebeur goeters wat mens nie regtig gedink het gaan gebeur nie. Of mense het hierdie prentjie in jou kop van hoe goed moet uitspeel of hoe goed moet werk en dan werk dit nie heeltemal so uit nie en dan is mens nogal taamlik teleurgestel. Ek dink nogal terug aan toe ons kinders nogal kleiner was en miskien dalk vir jouself, nog voordat hulle self kon uitgedruk het of voordat hulle kon gesê het wat hulle regtig pla, hoe hulle ewe skielik net regtig ongelooflik ongelukkig geraak het. Net soos in oomblikke, dan is hulle net kwaad en hulle is net krapperig en jy weet nie regtig wat is fout nie. Is dit 'n doek? Is hulle honger? Is dit hulle tande? Is dit wat amper sê ek, is dit hulle ma se maniere? Dis dalk jou storie, myne was glad nie die geval gewees. Hoegenaamd nie, ek wil dit onopwonde sê, ek en Marietjie gaan nou vir 'n hele week lank in ons saam werk, so dit was nooit die geval gewees, as dit kom by ons kinders nie, maar of jy sit byvoorbeeld binne 'n restaurant, en alles is fyn, jou kinders eet hulle kos, en dan ewe skielik, dan bars daar die bom, en dan word die tantrum gegooi, en hulle skree, en hulle huil, en dan kyk jy asof, weet wat presies het gebeur, het iemand jou gebyt, het jy gesok, het jy verstik, het jy jou vinger dalk miskien in jou keel gedruk, of 'n mes deur jou hand gedruk, wat is fout met jou? En dan is dit hierdie eenvoudige ding, soos my boetie het my chippy gevat. Of, weet, mamma het 'n slukkie van my milkshake gevat, en ek wil nie meer die milkshake hê nie. En dit is eintlik so half belaglik as mens na dit kyk, want dit is hierdie ongelukkigheid in die binnekant van hulle, en dit is nie regtig verklaarbaar. Mens weet nie regtig maar hoekom gebeur dit nie. En dit is so half asof kinders, of hulle deur 'n winkelsentrum loop en iets sien, en jy sê vir hulle kan dit nie kry nie, of wat ook al dit is, hulle rykdom word so ongelooflik maklik gesteel. Ek weet nie of jy hierdie al met jou kinders gedoen het nie, as mense dalk miskien so klein bietjie laat is om hulle by skool te gaan oplaai. En hulle is ongelukkig oor dit, en dan sê vir hulle, maar weet, toe ek klein was, weet jy wat ons gedoen het? Ons het skool toe geloop. Kaalvoet, oor die Drakensberge, elke oggend. En die feit dat ek laat is, eindig jou wêreld, wat is fout met jou? Rykdom word so maklik gesteel, maar ons as volwassenes, of ons as mense, oor die algemeen, kan so maklik toelaat, dat rykdom weggevat word van ons af. En jy is ook miskien vandag hier so, en in jou lewe, in 'n sekere raamwerk, of 'n sekere prentjie, is daar iets, wat God eintlik wil gehad het, vir jou vreugde, geluk, blydskap, rykdom in jou lewe bring, het jy op 'n manier daai rykdom verloor. Iets het jou rykdom in jou lewe kom steel, op een of ander manier. Ek weet nie of dit dalk met julle gebeur het, of mense ook by julle ingebreek het nie. Ons bly in Suid-Afrika, so het gebeur nogal elke nou en dan met 'n mens. Dan breek iemand in, en as hulle ingebreek het, dan steel hulle by jou goeders, en jy weet nie 100% wat alles by jou gesteel is nie. Tot daai een dag, wat jy jou kas oopmaak, en jy wil daai een baadjie uithaal. En dan dink jy, maar, waar is daai baadjie nou een? En dan dink jy, ja, maar ek het nog nie weer gesien nie, of daai skoene. Dan soek jy daai een paar skoene wat jy graag wil aantrek, en dan is dit nie in jou kas nie, of as iets weg. Jesus, ek het nou 'n goeie storie. Het gaan 'n lang week wees. So, hierdie is regtig, dit is net so 'n ongelooflike goeie storie. So, koop Marietjie een keer vir haar ma en haar pa 'n Kersgeskenk. En sy bære hom iewers. En ons gaan weg en ons kom terug en hulle kom vir Kersfees, maar sy het spesiaal gesoek en dit het regtig baie moeite gedoen. En haar ouers kom en is weg. En sy is so ongelooflik ongelukkig. Ons soek daai hele huis deur. Ons soek oral en ons kry dit nêrens nie. En so kom ons saam as 'n familie tot die konklusie
wat die persoon wat op daai stadium by ons werk en ons huis skoonmaak, hierdie Kersgeskenk gesteel het. Marietjie is geweldig ongelukkig, ons almal is ongelukkig, ons kan nie glo dit gebeur nie, want ons is oral gesoek en is net weg. En so na 'n tyd gebeur daar nog een of twee dinge en ons sê toe vir die dame, hoorie, sorry, hierdie gaan nie uitwerk nie, gaan jy nou maar heen. En so by the way, ek hoop jy geniet op Kerspresent van Marietjie se ouers. 6 maande later. Eendag maak ons iewers 'n ding oop. Wat kry ons? Tada! Ouma en oupa se volgende Kersfeespresent. Mens kan so maklik mis in die proses dat daar word goed by jou geroof of jy voel daar's iets by jou geroof en baie keer is dit nie noodwendig eers by jou geroof nie, maar Jesus kom juis en hy probeer vir ons te wys in ons lewens en dis waar die reeks gaan. Hy probeer in ons lewens te wys wat is die rykdomdiewe wat deel van ons lewens kan raak of dinge wat ons toelaat in ons lewe, in ons spasies, in ons harte, in ons menswees, wat die rykdom wat hy eintlik vir ons wou gegee het in ons lewens kom steel. En daar is 'n klomp lys van hulle. Ons dink aan gierigheid en vraatsugtigheid, hoogmoed, welis, afguns, wraak en luiheid. Die 7 dodelike sondes. En ons gaan lekker daarop in lê en eintlik maar kyk hoe elkeen van daai verskillende fasette besig is as ek en jy toelaat om dit wat God eintlik vir ons wou gegee het om ons ryk te maak, net te kom wegvat. Maar kom ons vra eers hierdie vraag. Wat presies, as ons praat van rykdom, wat is rykdom heel eerstens? Nou daar is hierdie storie wat afspeel op 'n sekere stadium waar 'n klomp broers na Jesus toe kom. En hulle is ongelukkig want in die tussentyd het hulle pa of hulle familie ook al dood gegaan en daar was 'n erfporsie gedeel en ek wil glad nie op toe trap nie, maar 9 uit 10 keer wanneer daar goed geërf word, dan is almal half effens ongelukkig op die ou. Niemand is regtig tevrede nie. Jy weet, een wou mamma se Noritakie stel gehad het en die ander ene wou dalk miskien ook die Noritakie stel gehad het en dan's almal kwaad vir mekaar. En so kom hierdie broers wat kwaad is vir mekaar oor wat hulle geërf het of nie geërf het nie, na Jesus toe en sê vir Jesus, binne Lukas 12, sê hulle vir Jesus, hoorie maar Jesus, sê tog vir my broer, dat hy asseblief 'n gedeelte van wat hy geërf het met ons ook moet deel. En Jesus sê vir hom, hoorie, verskoon my. Ek dink jy verstaan my heeltemal verkeerd, wie het my aangestel as die regter of die deler oor dit wat julle dink, julle gaan ryk maak. En Jesus gaan toe verder aan. En hy sê volgende binne in Lukas 12 vers 15. Hy sê dit so. Hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug. Pas op en wees op julle hoede vir hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie net uit 'n oorvloed van sy besittings nie. Nou ek en jy het ook miskien in ons eie lewe in hierdie struik getrap. Dat ons nie op ons hoede was nie, of nie versigtig was nie, dat ons gedink het, of dalk miskien al gesê het, as ek net daai een ding kan kry, sal ek gelukkig wees. Marius, as hierdie een deal net vir my kan deurkom, dan sal ek regtig gelukkig wees. Marius, as ek net daai kar kan koop, dan gaan ek regtig gelukkig wees. Of Marius, weet jy, daai huis is my droomhuis. As ek daai huis kan koop en as dit kan deurkom, dan sal ek gelukkig wees. En dan kom my deal deur. Of dan koop jy daai huis, of jy kry daai kar, of jy sit by 'n nuwe bank, of jy kyk na 'n nuwe TV en 'n week later is jy weer op Marketplace of op Facebook of op Gumtree, Property 24, Auto Trader en besig om te kyk. Nou wat kan jy volgende kry? Of wat kan jy nou kry om jou so klein bietjie meer gelukkig te maak? Sien, ons leef in 'n wêreld wat jou elke dag roep met meer. Maar dis nooit genoeg nie. Wanneer eindig daai meer? Waar eindig die meer wat elke dag my en jou roep? As jy maar net nog hierdie, dan sal jy, of as jy maar net nog hierdie, dan sal jy. Sien, ons voel baie keer, rykdom is wat ek kan kry.
Ek sal ryk wees wanneer ek meer het van. Ek sal ryk wees want ek verdien meer van. Ek sal ryk wees as ek meer het van. En vir ons elkeen lyk daai anderste. Op elke spasie binne ons lewens. Maar jy sien, Jesus sê, hierdie is nie rykdom nie. Hierdie is 'n dief. Daai begeerte aan die binnekant van ons, ek sal ryk wees wanneer ek het, meer het, as dit. Dis nie ware rykdom nie. Dis dood eenvoudige dief, wat aanhou by my en jou steel, en aanhou by my en jou vat. Daai teksgedeelte in Lukas 12, wat ons sopas gelees het, in die Afrikaanse 20 vertaling, sê ons 'n klein bietjie anders. Hy sê dit so, hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir hebsug, elke vorm van gierigheid. Elke vorm van gierigheid. Hebsug of gierigheid is nie net een enkele ding nie, elke vorm van daardie gierigheid is 'n ding. En dan gaan hy verder aan, hy sê, want iemand se lewe bestaan nie net uit 'n oorvloed van sy of haar besittings nie. Nou daar is hierdie twee woorde wat gebruik word binne verskillende kontekste, en die Bybel is in twee elemente of twee gedeeltes vertaal. Die Ou Testament binne in Hebreëus, die Nuwe Testament binne in Grieks. Natuurlik het Jesus Aramees gepraat, en later was die Bybel sy eerste vertalings binne Latyns, en dan so kan mens aangaan rondom 'n klomp goed. In Afrikaans of Engels is baie keer net eenvoudig te arm om die volle konteks van dit wat die skrif baie keer vervat, heeltemal oor te dra. En as ons gaan kyk na die beginsel of die konteks in die Hebreëse taal rondom wat gierigheid is, dan verduidelik hy dit so. Batsa. Dit beteken om iets vir jou eie voordeel te vat, selfs al maak dit ander seer. Al is dit ten koste van ander, is jy gierig en jy vat iets ten koste van iemand anderste. En dit veroorsaak dalk miskien seer in iemand se lewe. Die Griekse woord daarvoor lyk so klein bietjie anderste. Pleonexia, en dit beteken om onversadigbare drang na meer, selfs al het jy al reeds genoeg. Wanneer is genoeg genoeg? Jesus kom en Jesus gee vir ons selfs 'n dieper of 'n ander vergelyking wanneer het kom by hierdie gierigheid of hierdie drang na meer en meer en meer toe binne ons lewens. En hy gaan en hy lig iets uit, 'n teksgedeelte wat baie van ons al gehoor het en baie graag gebruik wanneer ons baie keer nie kry wat ons voel ons moet kry nie. En dit is 'n verwysing wat Jesus gee binne Matteus 6 vers 24, en hy sê dit so, hy sê niemand kan twee baase dien nie. Want hy sal die een haat en die ander een lief hê. Of hy sal aan die een lojaal wees en aan die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hy trek hierdie verskil en hy sê, hoorie maar, jy sien twee kragte wat besig is om konstant in my en jou lewe ons te trek. En ek het net 'n prentjie van Mammon. As ek vra wie is Mammon, gaan jy sê ja, maar dis die geldgod. En dit is reg, dit is die geldgod, maar wie of wat is Mammon verder? Wat is die dieper verduideliking wanneer het kom by wie en wat Mammon presies is? Jy sien, Mammon is nie net noodwendig geld in die konteks van die Nuwe Testament nie. Jesus gebruik die Arameese woord Mammon wat verwys ook na rykdom en natuurlik na besittings, maar dit gaan verder binne die Joodse kultuur na 'n persoonlike geestelike mag wat jou hele lewe wil beheer en jou hele lewe wil bestuur. Mammon is nie net geld nie. Dink hierdie is baie belangrik. Mammon is nie net geld nie. Mammon is iets groters en dieper as dit. Mammon is 'n gees. En 'n gees wat vir jou 'n leuen sê of wat vir jou vertel of wat jou uitnooi en vir jou sê, maar as jy genoeg het, dan sal jy okay wees. As jy genoeg het, dan sal jy
dan sal jy fyn wees. Mammon wil kom en vir jou sê, maar jy sal veilig wees as jy genoeg het, of jy sal vreugde hê as jy genoeg het, of jy sal beheer hê as jy genoeg het, maar die probleem is, mammon is baie meer as net hierdie ekonomiese element. Gierigheid is baie meer as net hierdie ekonomiese som wat ek en jy kan maak, of die geldsom wat ons kan maak. Dit is inteendeel 'n geestelike aanval of 'n geestelike teestander. Jy sien, hy werk soos 'n afgod wat vir jou 4 dinge beloof wat God eintlik net vir jou kan gee. En hy sê, hoor jy my, moet versigtig wees, want hierdie afgod of hierdie gees of hierdie ding wil vir jou goed kom beloof wat hy glad nie vir jou kan gee nie. En wat is dit wat mammon of wat gierigheid vir my en jou offer? Heel eerstens, dit offer vir jou identiteit. En hy sê vir jou, maar jy is wat jy besit. Dis wie en wat jy is. Ek het eendag lank gelede in 'n vertrek, in 'n vergadering, inteendeel met iemand gesit, en hy het die volgende woorde gesê. Hy het my gesê, maar Marius, ek is ook nie so aantreklik nie, maar ek lyk baie mooier as ek op my beursie staan. En ek het vir hom gesê, maar maak nie saak hoe groot jou beursie is, dit gaan jou glad nie help nie. Dis 'n leuen waarin jy inkoop. Jou identiteit is nie wie of wat jy besit nie. Dis 'n leuen. Die tweede gedeelte is wat gierigheid, wat mammon vir my en vir jou wil kom gee is, hy wil vir ons sekuriteit kom gee, of hy beloof vir ons sekuriteit, en hy sê, maar jy sal veilig wees as jy genoeg het. Jy sal fyn wees, as jy net genoeg het, dan sal jy okay wees. Weet jy, jy moet altyd so, en ek kan nie die uitdrukking presies sê, soos mense om sê nie, maar jy moet so bietjie flip jou geld in jou bank het. As jou baas jou kwaad maak, moet jy vir hom sê, man, gaan weg. Daar moet altyd net so genoeg wees, dat jy sekuriteit kan beleef of kan ervaar. Die derde ding wat hy vir jou sê, is hy sê, jy sal vreugde hê. Jy sal gelukkig wees as jy meer het. Jy sal gelukkig wees. En die laaste ding wat hy vir jou beloof, hy sê, jy sal beheer hê. Jy sal in beheer wees as jy finansiëel sterk is. Nou as mens na die verskillende prentjies kyk, dan beteken dit dat as gierigheid jou begin dryf binne in jou lewe, dan dien jy nie net 'n verkeerde prioriteit nie. En hier is baie belangrik. As gierigheid jou dryfveer is, en hierdie gaan nie oor baie hê of min hê nie, hierdie gaan oor 'n geestestoestand. As dit jou dryfveer is in jou lewe, gaan dit nie oor 'n verkeerde prioriteit nie. Dit gaan oor dat jy 'n ander God heeltemal binne in jou lewe aanbid. Jy vertrou op 'n ander God vir jou identiteit, jy vertrou op 'n ander God vir jou sekuriteit, jy vertrou op 'n ander God vir jou vreugde, en jy vertrou in 'n ander God om die beheer van jou lewe of die rigting van jou lewe te bepaal. Paulus skryf in die gemeente van Kolossense, dan sê hy volgende, hy sê, moenie toelaat dat die dinge waarvan Jesus nie hou enige rol in jou lewe begin speel nie. Raak ontslae. Raak daarvan ontslae sodat jy en jou verskoon my. Raak daarvan ontslae sodat dit in jou lewe kop uitsteek. Sodra dit in jou lewe kop uitsteek. Trek die lyn en sê hierdie is genoeg. Hierdie kan nie beheer hê in my lewe nie, want dit is nie wat ek graag wil hê, beheer in my lewe moet hê nie. Paulus skryf dit verder, hy sê, dan is dit daar mense wat nooit genoeg kan kry nie. Hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle hê. Het jy sulke mense al ontmoet? Ons sien nogal baie sulke mense in ons land, in ons regering, waar daar geen einde is nie. Daar is net nooit 'n plek waar daar genoeg is nie. Dis hierdie onvergenoegdheid. Dit is asof hulle vasgevang is, die mense vasgevang is aan hierdie afgod. Paulus gaan aan en hy sê, asof dit hulle God is, wy hulle alle tyd
en energie. En hierdie is nogal 'n goeie teken vir my en vir jou oor wat God in ons lewe is. Waarin wy jy jou tyd en jou energie toe daaraan om net al hoe meer in die hande te probeer kry. Al jou tyd, al jou energie. Kom ek gee vir jou 'n ander voorbeeld. So. Terugdink aan my goeie vriend wat vir my gesê het, my goeie vriend, ek jok. Die persoon het my gesê, as jy op jou beursie staan, dan lyk mens net soveel ongelooflik mooier. Maar wat presies is in jou beursie? En hoe lyk jou beursie? Binne jou beursie is daar 'n paar verskillende goeders, hopelik. 'n Kaart. Die kaart beteken dalk nie noodwendig enige iets nie, maar hy's darm in jou beursie. En dan natuurlik, as jy so dink in wat in jou beursie nog is daar's 'n paar ander dinge. Ons dinge soos jou bestuurslisensie. Dit gee vir jou so 'n klein bietjie beheer. Jy kan gaan en kom net waar jy wil. Ek het net vanoggend 'n artikel gelees wat een of ander taxi assosiasie gesê het, maar mens mag nie meer as 2 mense in 'n kar ry nie. Nou ja, beheer. Jy kan kom en gaan waar jy wil. Jou identiteit. Hierdie kaartjie wat jy nodig het om vir jou te sê, jy is 'n mens wat in Suid-Afrika bly. Dis ook nogal belangrik in ons land op die oomblik. Ek weet nie wie van hierdie nie. Iemand het nou die dag vir my gesê, maar hulle kan nie glo ek is 'n predikant het 'n vuurwapen nie. Ek het meer as een. Wil ek net onopwonde sê. Jou sekuriteit, jy het 'n prentjie van wat sekuriteit is en hoe sekuriteit lyk en dan natuurlik net so 'n bietjie, net so 'n klein bietjie sekerheid vir my en vir jou, so 'n bietjie beskerming vir my en vir jou, ons mediese fonds, as daar nou moeilikheid gebeur of as daar uitdagings is en dan miskien is daar dalk 'n noot of 2 binne in jou beursie en saam met 'n kaart of 2 en al die goed wat hier in jou beursie is, dit alles maak saam vir jou laat voel of jy veilig is en of jy okay is. Maar wat in ons lewens baie keer begin gebeur is hierdie ding begin my en jou te sleep in verskillende rigtings waar ons moet gaan. En kom ons wees eerlik dat dit wat in jou beursie is nie noodwendig regtig rykdom nie. Dis nie noodwendig dit wat vir my en vir jou vreugde of vrede of geluk in ons lewens bring nie. Daar's ander goed wat vir ons vreugde en vrede en geluk in die lewe bring. Deel van ons werk, deel van ons lewe en deel van die voorreg wat ons het, is om saam met mense deur verskillende fases van hulle lewe te gaan. Ons is betrokke by die proses wanneer mense hierdie gaan ook miskien ek kan dit nie so oplaai nie want dit klink verskriklik. Ek wou sê wanneer mense swanger raak. Ons is nie betrokke as mense swanger raak nie, maar ons behalwe natuurlik as jou eie vrou of so is, maar ja, malan. Nee, jy kan vir jou ook nêrens invat nie. Ons is saam met mense bly of wanneer hulle swanger raak en wanneer hulle kinders kry. Ons wy hulle kinders toe en ons is opgewonde in daai proses van hulle lewens en mense saam met mense deur die verskillende fases van hulle kinders se lewens en die verskillende fases van hulle lewe, in die mooi tye van hulle huwelik en die moeiliker tye van hulle lewe en hulle huwelik en ons is ook daar wanneer mense siek word en ons is ook daar wanneer mense doodgaan. En ons is ook daar wanneer mense begrawe moet word. En die een ding wat ons nogal sien in ons wêreld is hierdie maak absoluut niks saak nie. Op die einde van die dag, as jou beursie baie dik was of baie dun was, gaan almal nog steeds stadig loop en hard sing. Dis al wat gaan gebeur. Daar gaan 'n diens gehou word, almal gaan sê, "Hi, shame, ja nee, goeie een." Jo, dis nou erg. Alright, wat doen ons volgende? Hoe lyk ons maandag? Dis hoe lewe werk. Die enkele mense in jou lewe gaan ook miskien sê, "Oh, Jesus, ek gaan so hartseer, ek gaan so mis en ek gaan..."
En dit is so, en jou vrou gaan jou mis vir 'n jaar of 3. En nou gaan haar tweede man nie so baie skuld hê soos jy nie. Dis maar net die lewe gaan werk. Wat in die binnekant van hierdie is, beteken absoluut niks nie. Ware rykdom lê in iets heeltemal anderste. Ware rykdom is gekoppel aan een of twee belangrike elemente, dink ek. Ek dink ware rykdom is het ek my geestelike tuiste ontdek. Is ek deel van 'n liggaam? Is ek ingebind deur die kruis in 'n liggaam van Christus? Dis wat vreugde is. Ware vreugde, ware rykdom, ware blydskap gaan oor wat is die storie van jou lewe. Hier is klomp klein prentjies op van iets wat in ons lewens gebeur het as 'n gesin. Hierdie is rykdom. Hierdie is iets wat mens nie kan verruil vir enige iets nie. Ware rykdom lê binne in die woord van God. Hierdie is 'n klein Bybeltjie. Om binne die wil van God te leef. Weet jy wat doen ons baie keer? Ons vat Jesus, die woord van God, en ons verruil dit vir hierdie. En dis eintlik wat Jesus sê. Jesus sê, hoor hierso, maar as daar ruiltransaksie plaasvind in jou lewe, as iets anderste in jou lewe wil begin beheer, dan moet jy besef dat jy dinge moet regtrek in jou lewe. As jy kan besef dat Mammon wil nie jou lewe noodwendig hê nie, weet jy wat wil hy doen? Mammon wil jou lewe beheer. Hy wil die meester wees. En wanneer hy jou meester is, beroof hy jou van die ryk lewe wat God eintlik aanvanklik oorspronklik vir my en vir jou bedoel het. En hoor my asseblief baie mooi as ek hierdie sê. Hierdie gaan nie oor hoeveel geld jy het of nie het nie. Jy kan niks in die bank hê nie. En hy kan in beheer van jou lewe wees besig om jou te roof. Of jy kan alles in die bank hê. En hy is nie in beheer van jou lewe nie. En hy is nie besig om te roof nie. Dit gaan doeteenvoudig oor wat is dit wat in jou lewe besig is om jou te lei. Nou Marius, hoe kom ek vry? Hoe kom ek vry van hierdie gevoel van meer hê en ek het nog nodig en ek wil net hierdie ding en daai ding en daai ding en daai ding en ek wil na al hierdie goeders jaag. Hoe kom ek vry van hierdie gierigheid binne my lewe? Jesus gee eintlik vir ons 'n baie eenvoudige antwoord. Hy lig dit vir ons spesifiek uit. Jesus roep ons na 'n lewe toe van vrygewigheid. Na 'n lewe toe dat ons vrygewigheid as 'n geestelike wapen teen Mammon en gierigheid kan gebruik. Die maklikste manier hoe ek en jy kan vrykom van die beheer van dit is om te lewe met 'n oop hand. Te lewe met 'n lewe om te sê, maar Here, waar kan ek in my lewe tot seën wees vir ander? Jy hoef nie geld te hê om tot seën te wees vir iemand anders nie. Jy hoef nie geld te hê om vrygewig te wees nie. Wees vrygewig met jou tyd. Wees vrygewig met jou liefde. Wees vrygewig met jou gawe. Wees vrygewig met jou gebed. Wees vrygewig met jou geduld. Wees vrygewig met dit wat God vir jou in jou lewe gegee het. En gebruik dit as 'n wapen teen gierigheid en teen Mammon. Inteendeel, Jesus sê dit so binne Matteus 6 vers 19 tot 21. Hy sê, waar jou skat is, opgesom, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. As jy moet kies, wat kies jy? As jy vandag voor 'n keuse moet staan om te sê, ek moet alles verloor, of ek moet Christus volg, wat sou jou keuse wees? Ons lees hoe Lukas in Handelinge skryf en hy sê dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Weet jy kom sê hy hierdie? Weet jy kom is hierdie 'n beginsel wat ons
as Kompas in glo, of ons as gemeente, maar ons as volgelinge van Jesus Christus in glo, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Want ons verstaan iets anderste van wat dit beteken om te gee. Om te gee is soveel groter en belangriker as ek en ook miskien besef. Jy sien, vrygewigheid is nie net 'n goeie daad nie. Dis nie net ek is 'n goeie mens en ek doen ietsie vir iemand nie. Vrygewigheid is 'n geestelike oorlogvoering teen 'n gees wat jou wil vasmaak en wat jou wil bind in jou lewe. Dis oorlogvoering teen dit wat jou identiteit wil roof. Dis oorlogvoering teen dit wat God gesê het jy kan wees, wil roof. En wat vind jy sekuriteit? Daar's net een ding wat vas en seker is, en dis Jesus Christus. Omdat hy vir ons kom doen het. En wat vind jy vreugde? Daar's net iemand in wie ek vreugde vind. Inteendeel, maar ek het net ander dag gesê, sy wel gister, ons van vriende kuier, Johannes 15. Dit sê ek vir julle, bly in my liefde, soos dat ek in die Vader se liefde gebly het. Ek sê dit vir julle sodat julle blydskap volkome kan wees, vol kan wees, net in Christus. En dan, wat beheer jou lewe? Sien, as jy nie hierdie reg kry nie, weet jy wat gaan jou lewe beheer? Dit wat jy probeer vashou. Dit wat jy probeer terughou. Dit gaan jou lewe beheer. God wil dit nie hê vir jou nie. En ultimately, wat gaan jou identiteit vorm? Jou identiteit gaan gevorm word deur dit wat jy aankleef, wat besig is om jou in 'n rigting in te trek. En vir elke liewe een van ons, soos dit lyk, dit anderste. Jy sien, vir jou kan jou gierigheid wees rondom jou tyd. Jou gierigheid kan wees rondom jou geld. Jou gierigheid kan wees rondom jou eie voorkeure of afkeure in jou lewe. Jou gierigheid kan wees oor jou persoonlike oortuigings. Jou gierigheid kan wees rondom jou interpretasie van wie en wat God is en hoe dit moet lyk. Jou gierigheid kan wees rondom jou isolasie. Jou gierigheid kan wees rondom jou gemak. Wat ook al dit is, moenie toelaat dat jy vyand dit as 'n wapen gebruik teen jou nie. Maar kom by 'n plek uit, kom in 'n spasie in, waar jy gaan en jy besef dat om met 'n oop hart, met 'n oop hand, met 'n oop lewe te leef, gaan eintlik alles daaroor, dat jy geestelik 'n oorlog voer teen dit, wat jou rykdom, wat God vir jou wil kom gee in jou lewe, wil kom steel. Ek kan vir jou vra om jy oor te sluit, en dan wil ek so saam met ons bid. Here, so ongelooflik dankie vir wie en wat hy is. En Here, help ons elkeen, maak nie saak waar ons is vandag nie. Daar waar Mammon beheer het vir ons lewe, daar waar ons hierdie gees of hierdie drukking ervaar van onvergenoegdheid, om heeltyd meer en meer en meer en meer en meer, wat ook al het is, Here, te wil hê. Here, help ons dat ons identiteit nie gevorm sal word deur dit wat ons behoefte is, deur dit wat ons het, of dit wat ons voel ons kort nie. Help ons, Here, dat ons nie in enigiets vals sekuriteit sal vind, soos dit wat duidelik is nie, maar dat ons sekuriteit sal vind binne wie en wat U is. Here, help ons om by ware vreugde uit te kom, vreugde wat net by een plek verkrygbaar is, en dit is by U. En Here, help ons vandag. Help ons vandag om beheer oor te gee aan U en aan U Gees. Heilige Gees, kom lei ons. Kom wys ons. Kom sê vir ons. Waar is daar 'n spasie waar die vyand besig is om by ons te steel? En help ons dat ons in beheer van U Gees by 'n plek uit kan kom waar ons regtig ryk is in U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Nou, ons is so bevoorreg vandag om direk na hierdie diens 11:00 het ons 'n diens vir mense wat 'n keuse maak, besluit geneem het
om Jesus te volg deur die doopwater. En dit is 'n spesiale geleentheid, 'n spesiale diens wat 11 uur afskop. En ons gaan 26 mense vandag doop. En dit is vir ons so groot voorreg. Jy is welkom om koffie te drink en uit te hang en dan nou terug te kom as jy nie enigiets in die gang het nie. As jy natuurlik iets in die gang het, is jy welkom om net huis te gaan. Maar as jy wil dalk miskien celebrate, ons gaan definitief celebrate saam met hierdie mense vandag. Ons kan nie wag daarvoor nie. Maar ek wil jou ook so uitnooi dat indien jy die behoefte het of jy voel dis 'n stap wat jy wil neem, vul asseblief vir ons 'n terugvoerstrokie in. Jy kan sommer die QR reg voor jou scan en net vir ons sê ek wil graag myself laat doop of ek wil Jesus volg deur die doopwater of wat ook al dit is of hoe ook al ons jou kan bystaan. Reik uit. Ons wil graag daar wees vir jou. Dit jy gaan. As jy gebed nodig het, is jy welkom om agter te bly, sommer net te bly sit. En die res van julle mag julle 'n amazing dag hê. En ek hoop ons sien julle vanaand. Mooi bly.